Baie welkom by Tabernacle se aanlyn diens. Ons is besig met 'n 7 weke reeks oor woorde. Vandag is ons by die 5de boodskap. Die tema van hierdie boodskap is bloedpraat. Ons het in die afgelope weke geleer hoe belangrik is ons woorde op ons hoorders en ook op onsself. Maar vandag gaan ons kyk na wat die woord ons leer, hoe God met ons praat, hoe belangrik is sy woorde. Dan lees ek vir jou Hebreërs 1 vers 1. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Nou wat het sy Seun vir ons kom sê? As ons die evangelies lees, sal ons agterkom hoe die Seun die Vader verklaar het. Hy het met ons gepraat oor wie God is, hoe God oor ons voel en wat God van ons sê. Maar daar was 'n besondere teksvers wat ons moet raak lees, wat baie belangrik is, want dit bring ons by die agtergrond hoekom ons vandag by ons tema uitkom wat sê die bloed praat. En dit lees ons in Galasiërs die 4de hoofstuk, die 4de vers, die Nuwe Lewende Vertaling sê, maar in die volheid van die tyd het God sy Seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore onder die wet, sodat hy hulle wat onder die wet is, kan vrykoop, sodat ons tot kinders aangeneem kan word. Dan lees ons ook die Message vertaling wat sê, but when the time arrived that was set by God the Father, God sent his Son. Wat beteken die volheid van die tyd? Eerstens, dis die perfekte tyd wat God self bepaal het. As ons daaraan dink dat God in beheer is van tyd, hy is gelyktydig die Alfa en die Omega, dan sien ons dat God 'n spesifieke tyd, die volheid van die tyd gekies het, sodat sy Seun in daai tyd op aarde kon leef. Dit was die perfekte regering wat aan bewind was. Kom ek verduidelik dit vir jou so. Wanneer die Jood iemand tereggestel het, dan het hulle hom by 'n krans afgegooi. Dit lees ons in Lukas 4, toe Jesus daar in die sinagoge in Nasaret sê dat die skrif wat vervul is op hom vervul, hy is die Messias, toe wou hulle hom by die kranse afgooi. Nou wanneer 'n persoon by die kranse afgegooi word, dan kan hy val en sy nek breek en dan sy dood. Dit beteken nie noodwendig bloedverlies nie. Maar as hulle gesien het, hierdie persoon wat hulle by die kraans afgestamp het, is nog nie dood nie, dan het hulle groot klippe afgerol en op hom afgerol sodat hy moes sterf, en dit het ook nie noodwendig bloedverlies tot gevolg gehad nie. Dan het hulle gegaan, en dan het die omstanders hom met klippe doodgegooi. Nou, hulle kon hom teen sy slaap gooi en hy is dood, sonder bloedverlies. Maar, toe die volheid van die tyd kom, het God dit deur die eeue gereël gehad, dat wanneer sy Seun moet kom sterf, moet hy Jesaja 52 en 53 veral, plus baie ander skrifte, kom vervul, toe die Romeinse regering aan bewind was. Die Romeinse regering se manier van teregstelling was wreed. Dit was katshoue en kruisiging, waar die gekruisigde al sy bloed uitgestort het, weens al die wonde wat hy opgedoen het. So God het bepaal, dat sy Seun op hierdie volheid van tyd, toe die Romeine regeer het, kom leef op aarde, en as ons dit lees, dan sien ons hoe bepaal God tot vandag ons tyd. En daar sterf Jesus hierdie wrede dood, waar hy elke druppel bloed uit sy liggaam uitstort. Nou,
om dit te verstaan, moet ons gaan terugstaan en lees, waarom was die bloed van Christus aan die kruis so belangrik? Want Levitikus 17 vers 11 het ons geleer, want die siel van die vlees is in die bloed. En God sê, en ek het dit aan julle op die altaar gegee, om vir julle siele versoening te doen, want die bloed bewerk versoening deur die siel. En dan verduidelik Hebreërs 9:22 dit so mooi, en byna alles word met bloed gereinig, volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Wanneer ons na Levitikus kyk, en Hebreërs 9 kyk, dan sien ons, dat God se seun het deur sy bloed 'n storie kom vertel. Hy was die volmaakte offer, wat God op die altaar aangebied het, maar in sy geval aan die kruis. So ek en jy kan niks kom byvoeg by die kruisdood van Christus nie. Hy was die volmaakte offer. Trouwens, die storie vertel, hy het ons kom verlos. So, as God jou verlos het, dan praat die bloed namens jou, en dan hoef jy nie pogings te probeer aanwend, om self verlos te kom, van baie dinge in jou lewe nie. Christus se bloed vertel die storie, dat ek en jy is verlos. Dit vertel ook, ons is gereinig, volgens die wet moes daar bloedverlies wees, maar ons is ook gereinig deur Jesus. Ek kan nie van my sonde ontsla raak, sonder om by die kruis uit te kom, waar Jesus se bloed vir my vertel, ek is, deur sy bloed word ek gereinig, en deur sy bloedvergieting het daar vir my vergifnis gekom. Wat praat die bloed nog? Dis belangrik, in Genesis 4 vers 9 lees ons, toe sê die Here vir Kain, dis nadat Kain vir Abel doodgeslaan het, sy broer, as gevolg van jaloesie. Waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie. Is ek my broer se wagter? En dis nou die Here, en hy sê, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Met ander woorde, God sê vir Kain, die bloed van jou broer praat met my. Nou lees ons hier in Hebreërs 12, waar die skrywer sê, ons het gekom by die heilige berg, by God in die hemel, en by Jesus die middelaar. Hy sê, en by Jesus die middelaar van die Nuwe Testament. En die bloed van die besprenkeling, dit is Jesus se bloed, wat van beter dinge spreek as Abel. Nou wat sê die bloed van Abel, en wat sê die bloed van Jesus? Is belangrik dat ons daarna kyk. Abel se bloed sê dat hy was 'n martelaar. Jesus se bloed sê, hy was 'n verlosser. Hy het vir ons verlossing gebring deur sy bloed. Dis wat Jesus se bloed praat. Abel se bloed beskuldig. Daar's 'n beskuldiging teen Kain. Abel se bloed sê vir God, my broer het my doodgemaak. Jesus se bloed beskuldig nie. Dit pleit om genade. In hierdie dag waarin ek en jy leef, is Jesus se bloed nog besig om te pleit vir sondaars. En wanneer ek 'n fout gemaak het en dit bely, pleit die bloed namens ons om genade. Maar Abel se bloed het die toorn van God opgewek. Maar Jesus se bloed bring liefde en vergifnis van God. Johannes 3:16 is baie duidelik, dat Jesus gesê het, sy Vader gaan hom gee, hy is die geskenk, en dat ons God se liefde so sal beleef. Maar Abel se bloed vra vir straf. Jesus se bloed bring vryspraak en redding. Jy kan dit gaan lees in Efesiërs 3 vers 6.
Abel se bloed het gelei na dood. Toe hy sy bloed gee, toe sterf hy. Maar Jesus se bloed bring lewe vir elke mens wat in hom glo. Abel het geen nageslag nie. Jesus het 'n erfgenaam. Ons is die erfgenaam van God. Efesiërs 2 sê, ons was vreemdelinge, bywoners, maar nou is ons mede-erfgename van Jesus. Ons is lede van die huisgesin van God. Abel se bloed het gesê dat skeiding gekom in 'n huisgesin. Die familie is uit mekaar uitgebreek. Jesus bring ons in God se teenwoordigheid, sodat ons nou met vrymoedigheid in die teenwoordigheid van God kan ingaan. Derdens, is die bloed nog vir vandag? Dis 'n vraag wat ons moet vra. Ja, kom ons lees wat sê die Bybel vir ons. Toe sing hulle 'n nuwe lied in die hemel. Dis in Openbaring 5 vers 9. Hulle sing, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. En het ons konings en priesters vir ons God gemaak en ons sal as konings op aarde heers. Die bloed van Jesus is vandag nog van toepassing. Die ou Pinkstermense het 'n gebruik gehad waar hulle die bloed van die lam oor hulle gepleit het. Hulle die bloed van die Here oor hulle gepleit. Dit was 'n gebedsversoek waar hulle gevra het dat dit wat Jesus se bloed aan die kruis bewerk het, moet vandag deel wees van hulle lewe. As daar vloeke was, het hulle die bloed gepleit, want Jesus het vloeke gedra. As daar straf, as hulle beleef hulle moet straf kry, dan het hulle die bloed van die Here oor hulle gepleit, wat beteken dat Jesus het ons straf gedra. As hulle gebroken was, sonde gedoen het hulle die bloed gepleit. So kan ek en jy vandag weet, die bloed van Christus is nog relevant vir vandag. Openbaringe 12 vers 11 sê, en hulle, dis die martelare, het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. En hulle het tot die dood hulle eie lewe nie lief gehad nie. Wanneer ek en jy gaan luister na die stem van die bloed, dan sal die bloed van Jesus vir ons eindig die verhaal van die Nuwe Testament wat Jesus deur sy bloed gebring het, vertel. Moenie jou ore toestop vir die stem van die bloed van die lam nie. Wanneer God sê het jou vergewe, moenie jou ore toestop en dink, maar ek is nie vergewe nie. Wanneer jy vir jou voel, maar jy moet nog ietsiekie doen om God te beïndruk, moenie jou ore toestop vir die stem van die bloed wat sê, Jesus was die volmaakte offer en aan die kruis toe hy elke druppel bloed gegee het hy uitgeroep, dit is volbring. It is finished. Moenie jou ore toestop wanneer God se bloed met Jesus se bloed met jou praat en vir jou sê hy het jou gekoop uit elke volk, taal, nasie, stam, sodat jy kan deel word van die huisgesin van God nie. Kom ons dank God elke dag vir sy kosbare bloed en kom ons luister na die stem van die bloed van Jesus. Kosbare Here, dankie dat U die prys betaal het, U lewe gegee het, elke druppel bloed gegee het, sodat ons kan lewe vir ewig. Amen.